ons nog vir die woorde? Okay, sorry daar. Wat jy lag het nie opgelet. Jy lag gehin. Okay, ben jy nou besig? Ben jy nou gaan na die tweede? Ja. Maar ons kan hom hierdie aarde ervaar elke dag van ons lewens, want hy is by ons. Ons hoef nie te wag tot eendag wanneer ons hom ontmoet. Hy is elke dag saam met ons. So ons kan vir my siel vanmôre sê, ou my siel, wees bly. Yes.
en ons bring aan u die eer. Sulke mooi woorde. Bring aan u. Alle mense sê, as iemand niets in die omgewing is, dan sal hulle daar vars vlees, nie. Maar ek dink ons het vars vlees vanoggend hier, met die musiek wat vir ons leer is. Dankie God, wat hier op my. As jy Bybel saamgebring het, laai met my na 1 Korintiërs, die 3de hoofstuk toe. 1 Korintiërs, die 3de hoofstuk. Paulus begin met sy opskrif. Hy sê, die vleeslike gesindheid is oorsaak tot verdeling. Baie keer in 'n vra ons vir homself, baie ons maak 'n stelling of sommer net 'n grappie, dan sê hy, hoor jy, hoe moet daai geloof, is iets wat ek gesê het. Maar op die einde van die dag moet ons onsself elke oomblik evalueer. Nou Paulus sê ons kan onsself net evalueer as ons die skrifte ken. En as die skrif vir ons sin maak, dan moet ons daarvolgens leef. Kom ek lees net vir julle 'n paar verse. En ek, broeders, kon nie met julle spreek soos geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kindertjies in Christus. Hoekom? Omdat hulle nie die skrifte ken. Hulle het nog nie gegroei in die Here nie. Ek het julle met melk gevoed en nie met vaste spyse nie, want julle was nog nie daartoe in staat en julle is nou nog nie daartoe in staat. Wat 'n aanklag is dit hier? Nou, die woord van die Here is baie duidelik. Al is dit 2000 jaar geskryf, skryf dit nog vir ons op vandag, nee. So elkeen van ons moet ondersoek doen om te sien waar staan ek met die woord van die Here. Omdat julle nog vleeslik is, want almal sien daar onder julle jaloesie is, tweedrag, is julle nie vleeslik nie. En wandel julle dan nie na die mens nie, so dis goedes wat nie aan die woord behoort nie, maar aan jouself. Die dinge van tweedrag, die dinge van jaloesie, sulke goedjies. Want as die een sê, ek is van Paulus, en die ander, ek is van Apollos, is julle dan nie vleeslik nie? Daar is 'n Paulus, en daar was 'n Apollos. Ons gaan nou sien, wie's ek? So ek kan nie nou 'n Apollos en 'n Paulus aanneem nie, ons moet ons plek ken. Wie is Paulus dan, en wie is Apollos anders as dienaars, deur wie julle gelowig geword het, nie? So ons het hom nagevolg. En dit, soos die Here aan elkeen gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Soos dan hy wat plant, of hy wat nat maak, niks. Maar God wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat nat maak, is een. Maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Dit is baie belangrik. Ek wil ons met ons teksvers vat, daarna die 9de vers. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Vader, baie dankie, dat ons weer vanmorgen so uit die woord en hoor wat U graag met ons wil deel. Sal hy ons seën en aanraak, Here. Sal hy ons gees wakker maak om interessant Here uit hierdie woord uit op te neem. In Jesus naam. Amen. 1 Korintiërs 3 vers 9 sê, want ons is medewerkers van God. En dan gaan hy aan en sê hy, julle is die akker van God. Julle is die gebou van God. En as iemand vir my sê dat ek is 'n medewerker, omdat
en hy noem my die akker van God en 'n gebou van God, dan moet dit vir jou onmiddellik opgewonde maak, want dit is, 'n gebou is toch nie net iets wat vandag daar is en môre is hy weg nie. 'n Gebou is toch iets wat staan, en Jesus het gesê, ek het die fondamente van al die geboue wat moet staan, het ek daar vir julle gelê. Nou, dit is dan vir my, vir jou nodig om regtig seker te maak, wat beteken 'n medewerker dan? As Paulus sê, hy is die een wat plant, en Apollos sê, hy is die een wat nat maak. En dan sê hy op die einde van die dag, maar julle is medewerkers. Met ander woorde, ons is dan soos hulle. Ek moet ook plant, ek moet ook nat maak, maar ek moet myself ken en wat doen ek? Hoe maak ek nat? Waar doen ek dit? Ek is die akker van God, ek is die gebou van God. As ons onsself gebruik as 'n voorbeeld van 'n gebou, dan beskryf jy jouself wanneer jy moody is. Hoe verander ons, nie? En Paulus sê, 'n gebou verander nie, maar ons gemoedens verander. Ons uitkyk op die lewe verander. Ons raak bekommerd oor 'n klomp goed in die lewe wat onnodig is. En daarom sê Jesus vir ons, hy het vir ons 'n fondasie voorberei wat standvastig is. Hierdie fondasie verander nie. Wat klaar vir my sê dat 'n medewerker iemand is wat die woord van God in hom het. In die eerste plek. As jy nie kennis het om 'n boompie te plant of 'n blommetjie te plant nie, dan doen jy dit nie. Want anders gaan die wortels groei, weet, hoe uitkom. Dit party ou natuurlik is agter om. As jy die woord van God in jou het, as jy van geloof oorgegaan het in Jesus Christus aangeneem het, as jou persoonlike verlosser en saligmaker, dan begin 'n mens jou verantwoordelikheid op te neem. Dan begin ons te begin nou uitvind, wat het Paulus gedoen, wat het Apollos gedoen. Dan begin ons om met die Here te kommunikeer en te sê, Here, waar pas ek in die werking? Jy sien, die kriteria van iemand wat 'n medewerker is, sê Romeine 10:17 van ons, dit begin by geloof. Ek kan nie vir die Here werk as ek nie in die Here glo nie. Ek kan nie die woord van die Here verkondig as ek dit self nie kan bely nie. Hy sê geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Dan gaan hy aan in vers 10. Hy sê, want met die hart glo ons tot geregtigheid. So daar is soveel dinge wat in orde moet wees, wat ons op hierdie fundament van die Here Jesus moet sit en daarvan op bou. Dis om Paulus 'n bietjie verder met ons begin praat, dan sê hy, oppas waarmee julle bou, hout, hooi, stoppels, dis goed wat kan verbrand. Maar hy sê, tot geregtigheid en met die mond bely ons, en hier kom ons groot werk in. Wanneer ek Paulus of Apollos wil wees, dan beteken dit ek het my mond nodig. My mond kan nie aktiveer in my regte rigting as my gedagtes, my hart en my gees nie op dieselfde plek is nie. Want dan gaan ek begin strooi praat. Dan gaan ek begin stoppels uitdeel van mense. En dit beteken, dis goed wat geen waardes het nie. Om in die hart te glo, sê vir my in die eerste plek, ons moet geloof nie, en wanneer ons dit met die mond bely, dan is dit omdat ek glo. Dis nie net 2 kriteria's nie, maar as ek dit doen, dan doen ek al hierdie 2 dinge saam, omdat ek dit glo. Dis dieselfde nou as Paulus plant, Apollos gooi nat, en dan die Here, dat dit groei. Die wasdom kom deur die Here. Nou sê die Here Jesus vir my in Johannes 7:17, hy sê, as iemand gewillig is, as iemand gewillig is om 'n medewerker te wees, nee, om sy wil te doen, sal hy aangaande die leer weet of dit uit God is. Hoeveel ouens is so geneig om hier van die kantlyn af te speel? Jy vat jouself en jy spring op die ouens besig om te speel en speel van wes na oos, of wat ook al, en dan op die volgende oomblik, ek sê niemand, nee, nie die rigting, nie die ander rigting, nee.
Wie gaan hom glo? So op die einde van die dag, aangaande die leer wat uit God is. Jesus sê, hierdie leer het ek van my Vader ontvang. Ek het niks uit myself uitgesê nie. So met ander woorde, dis ons groei om te sê dat ek wil deel wees as 'n medewerker. Wanneer ons 'n medewerker sy gedagtes op sy posisie verstaan, soos wat Paulus het vir ons verduidelik, dan sê hy, ek het geplant. Apollos het dat gegooi. En God het dat groei. Dan sê dit vir my iets wat in my binneste moet posvat, wat sê dat 'n medewerker moet weet dat sy geloof wat hy in die werke van God hierna gaan doen, gaan vrug dra. Sy geloof is vrug. Sy werke is vrug. Dit wat hy met die mond bely is vrug. So wanneer ons hierdie dinge doen, en dit is nie net dat nou moet ek plantjies plant nie. Ons het so baie vriende en mense in ons omstandighede wat plantjies is wat geplant moet word. Hoe plant ek daai plantjie? Mense kom na jou toe en hy sê vir jou, luister, ek en my kinders, ons kom nie oor die weg toe. Begin om daai plantjie te plant. En begin om vir Apollos toe te laat om hom nat te gooi. Dan sê dit vir jou dat wanneer jy begin met berading teenoor iemand, maak nie saak wie nie, berading teenoor iemand, dat daardie werk wat jy vir God doen, dat dit op die einde van die dag vrug gaan dra. Want God is die een, hy kan nie uit niks uit iets skep, maar hy kan nie uit die gemors wat jy aanvang. Daarom sê die woord van die Here, ek kan uit myself niks doen as die Heilige Gees my nie help nie. So ons moet die Heilige Gees inbring. Ek moet gewillig wees, want God weet wie hy moet ondersteun. Daar is soveel mense wat sê, luister na my, ek het goeie ondervinding in hierdie lewe. Bly maar liewer weg van sy ondervinding, nie? Want daai tipe ondervinding het vir hom geleer, waar lê die shortcuts in die lewe. Wanneer moet ek hardloop sonder om 'n saak afgehandel te kry, sonder dat iemand by die natmaakproses uitgekom het. Paulus sê daarom vir ons dat wat hy en Apollos gedoen het, was voorbereidingswerk. En as medewerker, jy doen voorbereidingswerk sodat God die groei in die mens kan laat plaasvind. Dit is vir my so pragtig as dit so mooi verduidelik is dat God wil hê dat ons moet groei. Ons moet nie stagneer nie. En as iemand stagneer, dan beteken dit hy sit vol bekommernisse. Iemand stagneer, dan sê dit vir ons hy's op 'n diep en 'n donker plek in sy lewe. En dis waar die medewerker inkom om te sê, ek is nou nie God nie, maar ek gaan God se werk doen. Ek gaan begin plant en ek gaan begin nat gooi, sodat God uit my geloof uit weet ek dit, dat God sal laat groei. God sal laat groei. Wat sê ons van die Heilige Gees? Wat sê die woord? Dat die Heilige Gees werk saam. Die Heilige Gees werk saam. Dis hoekom die Here gesê het, die Gees van God sal in julle wees en dis hy wat julle gaan oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Dis die dinge wat ons vir mekaar moet invleg. By self getuig met ons dat ek 'n medewerker van God is. En ek kan nie 'n medewerker wees as ek nie 'n kind van die Here is nie. Wat vir my ook net sê dat wie ook al 'n medewerker is en saam met God wil werk, kan nie werk sonder God se spesiale opdrag vir jou nie. Nie uit myself nie. Woord sê baie duidelik, ek myself en ek 'n groot gemors van die ding wat nie. Ek wil die mense ophef, ek wil hierdie ou met sy donker gat uitklim, en ek wil hê hy moet die Here op die einde van die dag ontmoet, maar as ek op my eie manier doen, dan gaan ek begin struikel. Die Here sê, die Here Jesus sê, uit myself doen ek niks. So ons moet al die gereedskap wat God vir ons gee, om
om 'n arbeider vir hom te wees, om 'n Paulus en 'n Apollos te wees. En kyk, die ding is, ons werk nie sonder hulle nie. Ons werk nog steeds saam met hulle. Want die woord sê, ek het gehoor, ek was onder die geklank van die woord. En dit het my aangespoor. Dit het my, ek sê vir myself, dat dit het ek geleer het, vol goed op die woord. My hart stem saam. Nee, dis wat ons doen. En as die dinge struikel, nee, hoeveel keer kom ek met iemand en ek sê, kom ek bid gou vir jou. Volgende week, hoe gaan het, pastoor? Nee, die gat word al dieper. Wat word met die medewerker? Hy voel of hy teleurgestel het, hy voel of hy gefaal het. Maar die woord van die Here sê, dat 'n medewerker faal nie net nie. Al kry hy nie nou die antwoord van God nie, maar hy faal nog nie, want God is besig, want hy wag nog dat die plant en die water nog hulle ding moet doen. Nou sê die woord van die Here, as hierdie dinge met jou gebeur, as hy daar van die mense, waak en bid. Ons is almal weer medewerkers, sê Paulus. Ons is almal medewerkers. En as ek 'n medewerker is, dan is ons almal verplig om elke dag te bid. Nie net omdat ek 'n kind van die Here is nie, maar God het ons op aarde gestel met 'n groot taak. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Ek sal sommer by danksegging begin. Here, dankie dat U hierdie persoon my pad laat kry. Dankie Here dat ek vir hom 'n Paulus en 'n Apollos kan wees. Dit is goed. Medewerkers, jou geloof moet beproef word. Hoe gaan my geloof beproef word? Galasiërs 5:2. Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid. As ons al daardie dingetjies by mekaar maak en kyk vir jouself in die spieël en sê, speel, sê bietjie vir my, is ek 'n ware medewerker? Want jy kry medewerkers wat geen liefde in hulle het nie. Jou werk kry jy sin. Hoor vir my, Apollos en Paulus, julle werk kry jy sin, wanneer God die plantjies laat groei. Maak dit sit? So ek sit nie weer hier vanmôre, sê ek gaan weer 'n goeie woord kry van die woord van die Here nie. Ek gaan hier sit en inneem hoe ek die werk van die Here moet doen. En dit begin met jou, voordat jy by die plantjie begin. Amen. Mag die Here dit sê. Kom ons sluit af met 'n laaste lied. Ons vra die Here dat in hierdie lied dat hy vir ons steeds alles sal wys wat hy wil doen. Want die woord van die Here sê, ons dien 'n groot en 'n magtige God. Voor ek weer wegval, en julle weet nie wat ons sing nie.